vanoggend boodskap, maak ek of ons daai troontjie uitbring, man. So, ek het vir Nolan gevra, ek het 'n kans gevat, toe bel ek, toe sê ek, Nolan, het jy een van hierdie goed? Weet jy waarvan ek praat? Ek weet nie wat noem is dit nie. 'n trolley, trailer. Sit ons sommer hierbo neer. Of los my onder toe kom, dankie. So, die eerste keer, moet asseblief nie offense vat, vanoggend. Moet asseblief nie offense, want my vrou lag, sy weet wat ek wil sê. Die eerste keer, so onlangs toe was ons by een van die ATKV oort, ek kan seker nie naam sê nie, en ek sien almal loop met die goed swembad toe, met cooler bags, en babasakke, party babas in. Ek het 'n vrou ook al gesien hier in, gesleep word. So, my grootste ding was net, nie breek nie. Ons het 'n man in ons straat wat eenmal 'n week daar verbykom, en dan gee ek vir hom al die vuil goedjies, want hy het ook 'n trolley. Maar sy het hy gebou. En dit gaan my verstaan te bowe, dat iemand 'n trolley wil koop, en dan lyk soos iemand wat op die straat bly. Ek weet nie om dit mooi te sê nie. 'n Professionele boemelaar. Maar blykbaar is die ding baie handig. En vanoggend wil ek vir jou sê, elkeen van ons het so 'n trolletjie wat ons agter ons saamsleep. Elkeen van ons het 'n ding wat ons saam met ons saamsleep. En ons gaan nou weer terugkom na hierdie ouetjie toe, we gaan vir die versdeel vanoggend. En dit gaan eintlik Hebreërs 10 en Hebreërs 11 praat die woord van, en hy gee vir ons al die geestelike helde, Abraham en Sarah en al die ouens, en hy sê, en gaan lees bietjie Hebreërs 10 en 11, en dit is baie bemoedigend, want die woord sê vir ons, in spite van hierdie ouens wat hulle deurgemaak het, in spite van die pyn en die lyding en die persecution, al die goed, het hulle vasgebly kleef aan God. En dan begin vers 12, wat sê, ekskuus, ek sien is hier vanoggend, therefore, met ander woorde, julle het nou die voorbeelde gehoor, jy het nou gehoor wat hierdie manne gedoen het, hier is geloofshelde, wat ons nou moet opkyk vandag, wat hulle in vasgeklou het, en julle ken die stories van Abraham en Isak en Jakob en Sarah, al die ouens, gaan lees Hebreërs 11 en 10. Hy sê, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses, met ander woorde, hierdie getuies, kyk vandag na my en jou, en ons het die getuies, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, nommer 1. Nommer 2, let us strip off every weight that slows us down. Nommer 2, en dan nommer 3, especially the sin that so easily trips us up, and run with endurance the race God has set before us. So ek wil eers vir jou sê, daar is nou baie klomp van dinge vanoggend vir jou wat ek wil voorstel met hierdie trailertjie. En elkeen van ons wat hier sit vandag het 'n trailertjie, en ek dink, as ek nie in die gees in kon kyk, ek wonder hoe so baie van ons se trailertjie gelyk het. Nee? Hoe vol is baie van ons se trailertjies met weights, laste, kommernisse, goed van die verlede. Ons kom nog nie eens by die sonde, en kom die dinge van die verlede, die dinge wat ons moet dra, jy weet, die stres, die spanning, die lewe vandag is 'n gejaag. Die lewe vandag is 'n gejaag. En ek wil vir jou sê, baie van ons kan nie die reis of endurance hardloop nie, en ek weet nie of julle daai veteran ken, Iron Man nie. Weet al daarvan gehoor? Ek dink laas keer het ek gesê, ek weet nie hoe iemand kan kom en het hardloop nie. Iemand is met kom en het hardloop. Ek weet nie hoe iemand 'n iron race kan hardloop nie. Want jy hardloop, of jy swem vir 20 kilos, en dan ry jy fiets vir 100, en dan draf jy vir nog 40, en dan moet jy oor die wetland gaan, en as jy uitasem het, dan vra jy af jou, hoe was die reis? As jy
En gaan so met ons. Party vir ons hardloop die reis, ons hardloop net die lewe. Maar weet jy hoe hardloop baie mense? Hulle hardloop met 'n trolley vol goed agter hulle aan en hulle kan nie met endurance hardloop nie, dan gee hulle op langs die pad. Want dis laste wat jy aftrek. En weet jy wat's nog 'n swaar las wat baie Christene vandag aftrek? Is 'n las van religion. Hoor mooi wat ek wil sê vanoggend. Ek sê eendag met 'n gesprek en ons het toen nooit weer genooi na die mense se huis toe nie. Wat seker nou maar ook nou maar alright is so. Die persoon het net 'n aanmerking gemaak en ek sê jy weet, Jesus het vir ons gesterf. Jy het nie nodig om al hierdie goedjies te doen nie. Dis nou ouens wat nou nie, is dan 'n ander heeltemal 'n tipe vreemde, is eintlik nie as 'n kerk, is half 'n bietjie van die pad af klomp mense. Daar's net een weg, en dis Jesus Christus. Hoor mooi, there's only one way to God, and it's through Jesus Christ. Daar's nie, jy kan nie by God uitkom deur allerlei goedjies te doen en 4 keer in 'n week in 'n kassie gaan sit en vir 'n ou aan die ander kant vertel, hoor jy, ek het nou droog gemaak so en so nie. Daar's net een naam wat jou vanoggend kan vergewe. Daar's net een naam wat jou vanoggend kan kom bekragtig. Daar's net een naam wat jou tot by die voete van God die Vader bring, en dis Jesus Christus. En weet jy hoe baie mense word afgetrek en kom nie by God uit nie, want hulle is so besig om te probeer wette onderhou, dat hulle so swaar begin trek, but they're just not getting to the line where Christ says, I'm here, you are free. Want ons draai die goed saam met ons draai die religious goed, maar dis nie eintlik waar ek wil praat vanoggend nie. Maar een van die laste, en snaaks genoeg, ek lees die week, die vyand, sy grootste werk, sy grootste plan, is nie om te kom en om 'n klomp pentogram op jou kop te plak en sulke hoër goed te doen nie. Sy grootste plan is net dat jy fokus verloor van God af. Want die sekonde wanneer jy jou oë van die Here afhaal, die oomblik wanneer jy jou oë van die Here afhaal, wen die vyand. En dan begin jy koers verloor. En ek sê dit baie, ek het eendag 'n ding gelees, as 'n olietanker 1 graad uit is, 1 graad uit is, oor 'n lang tyd, mis hy sy bestemming. Die vyand wil jou net 1 graad uithaal. Hy wil net vir jou sê, jy kan nie by God uitkom nie, want jy het hierdie goed in jou verlede. Jy is nie goed genoeg om by God uit te kom nie, want jy het hierdie skuldgevoelens. Jy kan nie by God uitkom nie, want jy weet, jy het nog nie 17 keer die vrymakende waarhede kursus gedoen, of sulke tipe goed nie. Jy weet. Wat ek sê? Ek hoor dit by mense. Ek hoor mense wat sê, ek is nog nie reg om kerk toe te gaan nie, ek moet eers my lewe agter mekaar kry. Oh my soul. Dis ou wat sê, ek is nie reg om te gaan gym nie, ek wil eers muscles hê. Nee, ons lag daaroor, maar dit is die realiteit wat ek uit mense se mond uit hoor. Die naweek weer. En ek is eers beskaamd om dit te sê nie. Ek wil sommer reguit sê, die tyd raak te min om te speel. Dat mense vir my sê, ek wil eers bietjie my lewe agter mekaar kry, dan sal ek begin kerk toe gaan. Come on. Weet jy wat die sad ding is? Net so vol soos wat hierdie tydelike kan wees met laste, en wat jou kan swaar aftrek, dat jy nie by God kan uitkom nie, dat jy nie hierdie wedloop kan hardloop nie, kan hy ook so leeg wees. Hoor nou weer, hy kan so leeg wees, dat jy niks het om te gee vir iemand nie. En dat jy allerlei drek in die wêreld wil gaan soek om dit in vol te maak, dat jy bietjie kan iets voel in die lewe. Ek sê nou vir nou, en die hartseerste ding wat ek gisteraand gesing het, en my hart is regtig seer oor dit vanoggend. En ek wil met jou oop kaarte speel, en vir jou reguit sê wat die buitekant in die wêreld aangaan, want ek dink met baie respek, ons is baie keer baie gerieflik en gemaklik in ons kokonne waar ons bly. Jy ken jou mense, jy sien jou mense, jy het jou vriendekringe, jy het jou werk, jy het jou kerk, jy het jou goed. Ek is bevoorreg om troues te doen elke liewe naweek, en met elke naweek nuwe mense te ontmoet, en nuwe goed te sing en beleef. En gisteraand het ek 'n ding gesing van 'n meisietjie wat so bedwelmd was,
wat so bedwelmd was, dat sy op die grond rondgerol het, en haar boyfriend was ook so, weet jy, bedwelmd, want hulle het die goed gesien, die mense gebruik die goed daar by troue, dat hulle naderhand gevra het, asseblief kan jy nie net hulle verwyder nie. Daar is iemand se dogter, daar is iemand se seun. Dis mense wat so leeg is, wat so stikkend is, né? Wat so gebroken is, wat so leeg is, wat die drek gaan soek om vol te maak, om iets te hê to give. En weet jy wat se lafaard is Satan? Weet jy wat se lafaard is die vyand? Die vyand val jou aan wanneer jy op jou laagste is. Die oomblik wanneer jy voel, jy is nou raak en rof, dan kom hy vir jou. But when you're standing in the presence of God, He's got no opportunity. So die antwoord is eenvoudig. Be in the presence of God. Ek self, is net 'n mens, partykeer raak het rof, partykeer raak het swaar, dan besef ek net, I need to get back. Iewers het ek begin van die pad af gaan, of iewers het ek begin dinge toelaat in my lewe. Ons is almal mens. Ons word moeg. Die lewe word swaar. En ek wil jou sê, die lewe raak swaarder. Die lewe raak moeiliker. En ek wil eintlik amper half gehad het, al die tieners moet jy wees vanoggend, want ek wil vir jou sê, die lewe raak rowwer daar buitekant. En die tieners word goed geforce-feed en leens. Ek wil net so terloops vir jou sê, so af en toe krap ek bietjie rond op Instagram en Facebook, en ek sien hierdie boodskapies wat opkom, van ouens wat gospel boodskapies, klein preekies gee, of klein boodskapies stuur, en 'n versie sê, en die kinders sê, o, jy is nice, graai, ek volg jy, hy is 'n Christian. Doen jouself bietjie 'n guns, gaan kyk bietjie wat se nonsens praat hulle daar. Baie keer praat ou verse so en so, dan bestaan daar nie eers so iets nie. Verstaan jy die vyand se taktiek? Ouers, die vyand se taktiek. Ouers, die vyand is in jou huis besig om jou kind te manipuleer. Wanneer laas jy sê, gee bietjie daai foon, ek wil sien waarna kyk jy. En ouers, waarna kyk jy? Wat se las laai jy hier in? As jy nie die waarheid ken nie, gaan die vyand jou kom boelie. Gaan die vyand jou kom aftrek. Die ander las, die ander las, of die ander ding wat ons tydens so swaar maak, is sonde partykeer. Jy kry habitual sonde wat 'n gewoonte is, wat ouens dit net nie kan afkop nie, kan dit nie los nie, en net sonde. Maar God is so gracious en so genadig, dat hy vir jou sal sê, luister, kom jy met al jou laste, en kom laai net bietjie af by my, kom gooi bietjie af, dat jy hierdie wedloop kan hardloop. En ek wil vanoggend sommer 'n ander ding ook vir jou doen, en ek weet ek sê dit baie, maar ek wil vanoggend weer vir jou sê. Jy kan nie hierdie wedloop hardloop, as jy met goed in hierdie mandjie sit nie. Ek dink as ek nou vanoggend 'n klomp boksie gehad het, kon ek dit begin inpak het en gesê het, weet, hier is my stress, hier is my worry box, hier is my, gaan ek alright wees op my oudag box, hier is my box met my kinders, gaan hulle okay wees, dan is dit my sondes en my goedjies, en weet jy wat is die ander ding wat ander mense like om in die dinge te laai? Hulle verlede. Het gaan my verstand te bowe, hoe mense vir jou vandag nog kan sê, weet jy wat, ek het vast daarna gekom, iemand het dit vir my so en so gesê, en sê ek, so wanneer, 50 jaar terug, my magtig, as jy vir 50 jaar vasthou, aan iets wat iemand vir jou gesê het, wil ek vir jou sê, jy het 'n probleem, en jy verhinder jou geestelike groei. You cut your nose to spite your face. Jy kon nie meer God uit, want jy hou goed vas in die verlede. En net so vanoggend wat ons sê, tog, jy gaan my wegjaag. Dankie, Teresa. Jesus, ek dog nou net ek het iets gesê wat ek nie moes nie. Maar verstaan jy, hoe baie keer kan ons dit aan dinge vashou? En ek sê dit baie, en julle sal my baie dit hoor, want dit is my baie belangrik. Kry klaar met die verlede. Kry klaar met die verlede. Kan ek jou ietsie sê? Satan will remind you of your future by showing you your past. Hoor mooi.
Die vyand gaan vir jou wys, kyk hoe lyk jou toekoms. Want, kyk hoe lyk jou verlede. God sê, kyk hoe lyk jou toekoms. Vergeet die ou dinge. Kyk hoe lyk jou toekoms. Nou as die Here vir jou sê, as jou koning volgens jou sê, kom na my toe met al jou goedjies, al jou laste, al jou dinge, net soos jy is, hoekom wil jy dra aan dit wat in die verlede gebeur het? Ek wees baie van my punt af. Maar ek het baie goeie pelle gehad, weet nie, wat net eenvoudig nie kerk toe wil gaan nie, want iemand het iets hulle gesê, of iemand het iets gedoen, of nonsens soos dit. Ek kan nie aan 'n ander woord dink as dit nie, dit is nonsens. Jy weet, ek gaan nie gym toe nie, want die vorige ou nie die weights afgevee nie, dit is iets so simpel as dit. Nee, dis nonsens. Dan draai jy daai dingetjie saam met jou, en jy belemmer jou groei, en jy belemmer jou gesin se groei, en jy mis uit na die gawes en die dinge wat die Here vir jou wil gee. Man, you're just missing out in the presence of God. Dit moet vir jou moet genoeg wees om te sê, I don't want to deal with the past, I want to be in God's presence. En dan wil ek vanoggend net hierdie versie nog so 'n bietjie kom stir. Of nie stir nie. In die begin van 12 sê hy vir ons, nou het ons so groot skare geloofshelde saam het. Maar daar's 'n ander stukkie wat ek vanoggend wil sê, en dit is wat ek, dis Galasiërs 6, ek het vir gelees. En dan dink jy, dis die laaste keer, nou het ek vir julle gesê, hoe belangrik dit is, dat jy sal deel wees van 'n community. Wie was nie die laaste keer toe ek kom kuier is nie? Sjes, julle is nice kerkgangers. Jy het 'n familie nodig, veral wanneer die ding begin vol raak. Wanneer hierdie trailertjie begin vol raak, en ek staan hier vanoggend, en ek is 'n mens, my trailer het vol geraak onlangs, ek het nodig gehad of iemand te sê, luister, my trailer is vol. Help 'n bietjie. Dis normaal. Maar hoe sad is dit as jy nie iemand het om na toe te gaan nie? Galasiërs 6, vers 2 tot 5. Ja, Afrikaans inlees. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Wat is die wet van Christus? Wat is die wet van Christus? Johannes 13:34 sê Jesus, 'n nuwe gebod gee ek vir julle. A new command I am giving you. Met ander woorde, al die wette, as jy nou baie teologies vraag, al die wette word saamgevat in hierdie een wet. Jou naaste lief is soos jouself. En Jesus sê, kom ek lees jou. Johannes 13:34 sê, so now I, Jesus, am giving you a new commandment. Ek stop gou daar. Luister nie, as Jesus 'n ding sê, dan is dit wet. Hoor mooi. As Jesus 'n ding sê, is dit wet tot in die einde van dae. Ongeag wat die regering sê, ongeag wat jou party sê, ongeag wat jou voorouers jou vertel het, as Jesus sê 'n ding is so, dan is dit so. Dis ja en amen. Klaar. Daar's lig en daar's duisternis. Daar's nie 'n gerieflike skaduwee onder 'n boom waar ons maar kan besluit waar ons wil wees nie. As Jesus sê ding is so, is dit wet. Dan is dit wet. En Jesus kom en hy sê, a new commandment. I'm giving you a new commandment. Love each other. Just as I have loved you, you should love each other. Hoe het Jesus ons lief gehad? Deur alles neer te lê. Jesus sê vir jou vanoggend, Marco, kan jy vir ons net so sag kom speel. Jesus sê vanoggend vir jou, dit maak nie saak hoe hierdie ding lyk nie. Ek dink 'n bietjie vanoggend, pa, ma, kinders,
Hoe lyk jou trolley vandag? Pa, as jou kinders na jou moet kyk vanoggend en kon jou trolley sing, hoe lyk dit? Hoe lyk dit vir hulle? Wat dra jy hier saam met jou in die verlede? Wat se onvergewensgesindheid het jy hierso? Wat se laste dra jy hier? Wat se sonde dra jy hier? Remember, nothing is hidden from God. Nothing is hidden from God. En God kom en hy gee vir die voorreg vandag. Hy sê kom. Terwyl ons so saam is, nie net ons geloofshelde nie, maar as 'n gesin. Terwyl as ons vanoggend hier saam as 'n gesin, partykeer moet ons om 'n tafel sit as 'n gesin en sê luister, hierdie is wat ons deurgaan. Hierdie is wat ons deurgaan. Kom ons kyk hoe ons hier aan kan werk. En vanoggend wil ek jou kom uitnooi. En as nou vanoggend kan ons, ek het 'n oom, Ed, hy sê he loves Messy Church. Messy Church is wanneer jy uitkom en net sê luister, ek het hulp nodig, kom met ons dit fix. Partykeer om 'n ding reg te maak is 'n bietjie messy. Partykeer om te sê ons gaan die diens bietjie anders doen is messy, but that's God's way. Ons kan nie God stop om te werk nie. En ek wou iets heeltemal anders vanoggend bespreek het, maar ek wil vir jou volgende vra, hoe lyk jou trailertjie vandag? Wat draai jy agter in jou saam? Wat se sondes is hierso? Ons almal Sondag, hoor mooi, almal Sondag, nou kan ek op die spot sit, nou Sondag. We all fall short the glory. Hy wat sê dat hy sonder sonde is, lieg. Sê die woord. Elkeen van ons sondig, ek nie baie nie, maar elkeen van ons sonde. Elkeen van ons het 'n ding hierso. Maar weet jy wat is die amazing ding? God sê, as jy jou sondes bely, sal hy jou vergewe. En hy vat weg sy vers die ooste van die weste en hy dink nie weer daaraan nie. Nou waarom wil jy teruggaan na jou sondes toe? Waarom wil 'n hond teruggaan na sy eie braaksel toe? Dit is baie kras en baie lelik, maar die woord sê so. As jy vrygemaak is van dinge wat jou afgetrek het, hoekom wil jy terughardloop? As jy voel jy wil terughardloop, dis wanneer jy moet kerk toe kom en sê, familie, ek het 'n probleem. Ek trek swaar. Hier's 'n ding wat my aftrek. Ek sê dit weer, en ek gaan aanhou sê, as jy vanoggend hier so sit, en hier's iemand in jou trolley, wat 15, 20, 50 jaar, gister, vanoggend, iewers as jy iets gesê het, of jy het erna gekom het, en jy is nog steeds hier, en jy dra nog steeds met jou saam, en ek wil sê, jy het 'n probleem, en jy moet met kom deel. Dis medies bewys, dat onvergewensgesindheid jou fisies kan siek maak. As gevolg van neuropatrone wat nie lekker werk nie. Jy kan dink aan ander maniere en jou neuropatrone kan verander. Neurosielkundige gesê vir jy verander jou biologie deur hoe jy dink. Hoe amazing is God? En net so goed soos God is, staan die Satan hier aan die kant en sê, ek sien wat jy gemaak het en ek gaan dit pervert. So ek gaan jou laat dink die hele tyd aan iemand wat vir jou dit en dit gesê het. Baie keer staan jy in die tuin staan en werk, jy het 'n fight met iemand in jou kop en hy weet dit nie eers nie. Hoor jy? Ek moet baie keer sê, my Here, ek bestraf hierdie gedagte in Jesus naam. Dis die vyand wat jou kop wil kom verander en vir jou net sê, haal net vir 'n sekond jou fokus van die Here af. Laai gaan nog 'n bietjie agterin. Laai gaan nog so 'n bietjie in. Vrydagoggend se gaan in die tuin, ek is besig om 'n goed te plant en hier in my kop het ek 'n fight met 'n ou en die ou hy weet nie as ek 'n fight met hom nie. En ek moet opstaan sê Here in Jesus naam. In Jesus naam gaan weg. Weet vanoggend hierdie ding. Jy het 'n vyand. Jy het 'n vyand. En jy is in 'n reis. Ek het laas gesê, ek wil weer vir jou sê, jy is in 'n reis. Volhard. En ek wil vanoggend die laaste versie met jou deel.
En nou wil ons graag vir mense vanoggend bid. Ek dink die bedieningspan is hier so. Net gou 'n sekonde. Propie wil nou nie werk nie. Ek is nie mal oor my persoonlike opinie, ek is nie mal oor die boodskap nie. En dit is goed as jy 2 weergawe woord lees. Maak seker net vir 2 weergawe, want ons baie keer goed wat bietjie verdraai is en uitgehaal is. Maar hierdie is my so mooi. Man, ek kan nie trane in my oë hê as ek hierdie lees nie. Matteus 11 vers 28. Jesus wat sê, daarom, hoor mooi, as Jesus nou gewoonlik Afrikaans met my en jou kom praat, daarom wil ek het my rol kry, nou, ek kan glad nie, daarom wil ek julle uitnooi, sê Jesus, voel julle moeg vir hierdie lewe, knak julle knie onder al die probleme en verantwoordelikheid wat julle moet dra. Hoor dit sê Jesus. Voel julle moeg vir hierdie lewe. Knak julle knie onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra. Het julle godsdiens leeg geword sodat julle geestelike dors nie meer les nie. Het julle godsdiens leeg geword sodat julle geestelike dors nie meer les nie. Kom dan na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer sin vir die lewe ontdek. Kom luister na wat ek vir jou oor jou lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Hoe mooi is dit? Jesus sê, voel jy moeg vir die lewe? Jesus sê, vanoggend is jy moeg? Is jy moeg? Kom na my toe. Dis daai stukkie waar Jesus sê, sy las is lig. Die wêreld skep vir ons 'n prentjie van hierdie verskriklike, morbiede, swaar klomp reëls wat is om God te dien. Ek wil jou vanoggend sê, it's not. Dis die. Maar jy maak dit jouself baie moeilik om die volheid van God te beleef as jy besig is om goed saam met jou te dra. En daarom wil ek vanoggend vir jou uitnooi, Lewende Kerk, terwyl ons as 'n familie hier so saam sit vanoggend, wil jy nie jou laste kom afskit nie. Wil jy nie kom klaarmaak met die gemors wat jou aftrek nie. Wil jy nie klaarmaak, hier's 'n dame hier, so ek wil vanoggend vir jou sê, en ek ervaar het, wil jy nie jou man wat jou seer maak, of seer gemaak het, altans kom vergewe nie. Ek voel in my gees, ek wil dit weer sê, ek weet nie, ken jy julle storie nie? Dame, dit wat jou man gedoen het, 'n hele paar jaar gelede, sê God vanoggend, dis tyd om te laat gaan, want ek wil vir jou iets nuuts gee. Ek wil vir jou iets nuuts kom wys. I want to start something fresh in your spirit, but I can't do it while you're hanging on to the past. Jy sien, 'n boom kan nie vrug dra as daar vrotvrugte aan hang nie. Jy sien, die seisoene werk so, die vrotvrugte moet eers afval, en dan kom daar 'n bietjie snoeiwerk, wat nie altyd lekker is nie, maar dan sê God, nou gaan jy begin vrug dra. En God sê dit vir jou vanoggend. Kom met ons gou hierdie ou vrotgoed bietjie afgooi en klaar kry. Dat as jou net mooi trim, reg. Kyk wat gebeur in die nuwe seisoen. Maar dit is tyd om te laat gaan. Is die besoekers hier vanoggend? Niemand besoekers nie. Welkom. Hoekom ek dit vra is, ek wil jou vanoggend, hierdie is kerk, ek wil jou uitnooi vanoggend. En ek wil nie op jou emosies speel vanoggend nie, maar ek wil vir jou vra.
Die tye raak al hoe boos. We've got to run the race with endurance. As jy sien wat buitekant aangaan, as jy in die koerant lees aangaan, as jy die wette sien wat besig is om in te kom reg rondom die wêreld, moet jy weet ons is nie ver agter nie. En hierdie dinge moet gebeur. Hierdie dinge moet gebeur. Die woord sê so. Ons moet excited raak om te weet daar gaan 'n dag kom waar die hemel opskeer en die bassein gaan blaas en die koning gaan terugkom en dan gaan hy vir jou vra, ek wil jou graag opnooi, maar jy het te veel goed wat jy moet saamdra. Die enigste ding wat jy moet saamdra in hierdie mandjie is die ouens wat jy saamvat jy moet. Jou kinders wat jy van die Here geleer het. Daai jong man wat jy gesê het, kom ek sê vir jou 'n geestelike pa wees. Daai dogter wat stikkend is, wat sê, ek wens ek het geweet hoe vroeg om 'n ma se liefde te hê. Hier is so dogter vandag hierso. Hier is so kind hier vandag. Ek weet nie waar jy sit nie, maar hier is 'n kind hier vandag, hy is dalk daar onder by tieners. Maar hier is 'n dogter hier vandag wat sê, ek wil weet hoe voel dit as 'n ma vir my lief is. Dis die mens wat jy in jou mandjie moet wees. Nie jou laste nie. Nie die ou winkeleienaar wat jou 50 jaar terug iets gesê het en hy is vandag nog kwaad daaroor nie. My Here man. Dit klink hard. Maar ek wil vir jou mooi sê, ek dink as ons ek wil baie met baie respek sê, ek dink as Jesus vandag tussen ons moes lewe, sou hy nie baie populêr gewees het nie. Want as jy gaan lees en lees hoe Jesus met die mense gepraat het, het hy nie doekies omgedraai nie. Daar is nie ding soos mense regte, hy gaan nie te veel regheid sê maak droog, weet, daar het te veel sê maak droog, vandag moet ons toch so versigtig wees, ons wil toch net nie ou korrigeer nie, want ons wil nie 'n prokureurs op ons hê nie, en ons wil nie, jy weet, slegte naam gee vir die kerkie. Ek wil vir jou sê, God sê volgende, maak klaar met jou sonde, maak klaar met jou verlede, jy stink, ek sê jy stink nie, wat ek sê, hy het vir die fariseërs en sadduseërs gesê, julle stink, julle blink buitekant soos grafte, julle is mooi aangetrek en julle lyk reg en julle op die ereplekke sit, maar binne is jy dood. Dis hoekom hy sê, het jou godsdienst leeg geword? Kerk, is ons godsdienst leeg of is ons nog in die brand vir die koning? Die onus lê by jou, jy moet die werk doen. En ek vir uitnooi vir oggend. Hier is 'n bedieningspan. En ek wil nie hierdie aanjaag vir oggend en ek wil ook nie uittrek nie, maar ek wil jou vra. Ons gaan 'n lied sing, as die orkes vir ons kan vorentoe kom. Ek wil eens maar 'n tweede sang sing. As jy vanoggend gebed nodig het, as jy vanoggend op plek sit en die Here het 'n naam by jou opgebring vanoggend, dan sê die Heilige Gees vir jou sê, maak klaar met daai persoon. Hoor mooi, as daar 'n naam by jou opgekom het, of 'n ding by jou opgekom het vanoggend, is dit die Heilige Gees vir jou sê, dit is die ding wat jy vandag jy moet klaarmaak. En dan wil ek jou uitnooi. Ek kan amper vir jou so sê, lewende kerk, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses, let us strip off every weight that slows us down, especially the sins that so easily ties us up. And let us run the endurance, the race God has set before us. En dan is die antwoord. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Omdat Jesus geweet het wat vir hom wag, omdat sy oë gefokus was op God die Vader, ten spyte van wat hy deurmaak vir my en jou op die kruis, omdat hy gesing het, sy fokus was reg, het hy dit deurgemaak vir my en jou. As jy vanoggend jouself weer realign met Christus, as jy vanoggend jou oë net weer realign op God, dan is dit wat jy nou deurmaak, wil ek vir jou sê, nie eens 'n druppel nie seën nie.
Ja, en daai Engelse spreekwoord wat sê, this too shall pass. Hoor mooi, wat jy vandag deurmaak, gaan eindig. En ek wil hierdie met jou deel vanoggend. When God called you, hoor mooi, He knew exactly what He was getting. Toe God my roep, 20 jaar terug, het God presies geweet wat kry. Het God presies geweet wat sy verslaafde man kry, wat sy gebroke mens kry. God het presies geweet wat ek met my saamsleep, maar tog sê hy, kom na my toe. God knows exactly who you are and what you're carrying. Moenie terughou vanoggend nie. Moenie vanoggend terughou nie, die geleentheid laat gaan nie. Ek herinner jou aan daai vers waar die Here sê, laat ons die saak nou uitmaak. Ek sit vandag voor jou lewe en dood. Kies. Ek het 'n oomblik gehad in my lewe waar die Here vir my gesê het, die dag toe ek my hart vir die Here gesê, the day I gave my heart to the Lord, voel ek die Here daai dag vir my kom sê, ek sit vandag voor jou, die keuse, lewe of dood. Kies. Ons nie 'n God wat sê, jy sal nou so en so nie. God sê, kies, sodat jy kan lewe, en hierna, by Jesus lewe. Amen. So kom ons sluit ons oë. Ek vir jou vanoggend vir jou vra, hoe lyk jou mandjie of jou trailertjie? Wat draai jy met jouself saam? Wat se seer en onvergewensgesindheid draai jy met jouself saam? En ek wil ook vanoggend vir jou sê, hier's 'n paar mense wat op 'n plek moet kom waar jy sê, ek vergewe ook myself. Ek vergewe ook myself. Want shame is een van die vyand se lekkerste taktieke op my en jou lewe. But in the presence of our God, vat hy alles weg. En ons gaan hierdie lied sing vanoggend. Ons gaan staan, en dan wil ek jou uitnooi, om asseblief nie die geleentheid te mis nie. Stap uit vanoggend, en kom laai af. Kom laai af, kom gooi af, dit wat jou aftrek, dit wat jou verhinder om te groei in Christus, dit wat jou verhinder om jou giftings uit te leef. Kom gooi af. Daai man wat jou seer gemaak het, kom gooi af. Die eerste dame, ek weet dit in my hart, ek weet in my gees, there is a lady, wie se man jou seer gemaak het 'n paar jaar terug, en ek gaan nie uitbrei nie, maar God sit hierdie op my hart vanoggend, and I really want to invite you, om toe kom afgooi vanoggend, want God sê hy het 'n nuwe seisoen vir jou, maar is tyd ons eers die ou goed afblik, en klaar maak met dit. Amen. Kom ons staan en sing ons. Vader, ons wil vir vanoggend sê dankie, that you are a loving God, and that you are a God of restoration. God, U is so wonderlik, U kom en U kom breek die kruik oop, en U kom vir elke weer mekaar, U maak ons beter wat ons was. En vanoggend, Here, bid ons vir elke persoon uitgekom het, wat vanoggend gesê, ek wil hierdie laste afskud wat my aftrek. En selfs hulle wat op die banke sit, Here, wat vir dalk skaam is om uit te kom. Bid Heilige Gees, dat U in elkeen van hulle se harte, en elke van ons harte sal spreek, en vir ons die goed sal kom wys, wat nie van U af is nie. Die dinge wat ons aftrek, die dinge wat ons terughou. God, we thank you that you are such a kind and loving God, that you are inviting us. You are inviting us to run the race of endurance. Kerk, wil vanoggend vir jou sê, as jy 'n wedloop soos daai wil gaan deelneem, word jy eers gekeer, en jy moet deur allerlei goeters gaan, en dit is baie oefening, en dit is baie limite wat jy moet bereik, maar God sê vanoggend vir jou, kom draf saam met my, kom stap saam met my, hardloop die wedren saam met my. You are invited to run the race of endurance with the King of Kings.
Ons gaan seker afsluiting van nou en oproep nou. Maar ek wil jou weer uitnooi. Ons gaan nog hier wees en ek wil vanoggend vir jou vra om die atmosfeer wat hier voor is te respekteer. Gaan drink 'n koffie, geniet dit. Maar kom uit vanoggend. Hier is nog mense wat moet uitkom. Hier is ouens wat moet uitkom. Hoor mooi. God says, I have an appointment with you today. Ek is nie I'm not a prophet, maar ek observe wat die Here vir my gee in my hart. En ek sê vir jou vanoggend, there's guys, men, manne, sluk jou trots. Kom met ons saam met jou die laste afskud wat jou besig is om af te trek. Amen. As een ding wat ons verseker weet, dat die Heilige Gees is getrou. En hy weet wat ons nodig het. En ons is ook Here dankbaar vir manne wat hy gebruik. Dis wat sê vrouens wat hy gebruik in gehoorsaamheid. Om die hart van die Vader vir ons oor te dra. En dis wat sê vanoggend moet hoor. Nie luister na Gert nie. Luister na die hart agter die boodskap. Hy was gehoorsaam en hy het vir ons die hart van die Vader kom deel. Want hy wil jy moet vry wees. Jy moet jou vlerke wees sprei. Hy wil dat jy moet die pad wat jy saam met hom stap, hierdie journey, hierdie wedloop, moet jy saam met hom enjoy. Ek weet nie wie van julle was hier toe julle matriek was, dan sê ons moet die 3000 doen. Dan skryf almal in, maar dan het ons dit as 'n pretloop gedoen. Ons het dit saam gedoen, ons het dit nie in 'n reis gedoen nie. Wie van julle was deel van daai crowd vir 'n oomblik? En dis die uitnodiging. Hierdie is nie, kyk wie kan ek volgende wen nie. Maar kom ons kom by die wenpaal uit, maar ons kom saam daar uit. Want ons dra mekaar se laste. Maar dit kos, en hier is my vanoggend die tema, bly gefokus. Bly gefokus. Moenie daai vyand die reg gee en die voorreg gee om jou fokus te steel nie. Jesus bly die fokus. Dankie Gert vir jou gehoorsaamheid. Amen. Ons vertrou is nie op mense nie, ons vertrou is in die God wat ons gered het en sy genade vir ons gewys het. Kom ons gee hom 'n lofoffer vir jou. Mag jy 'n geseënde week beleef, mag goedheid en guns jou volg. Mag jy leef gefokus in die bewustheid van die teenwoordigheid van God se Gees, die Heilige Gees. Want groter is hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is. Hierdie wêreld sal jy nie onderkry nie. Ek dink ons moet dit net saam verklaar. Kom ons verklaar dit volgende. Groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Daarom sal ek wen. Amen. Mag jy 'n wonderlike Sondag hê. Dankie.